Baie welkom vandag hier so by Kaleio Kerk en dis vir my so lekker om vandag weer saam met jou te kuier. Ek kan nog steeds nie glo dat ek die voorreg het om op hierdie manier met jou te kan kuier en dat die Here vir ons hierdie guns gee, en hierdie platform gee om die goeie nuus van die evangelie te kommunikeer. En ek wil vandag net my hart met jou deel. Ek wil nie vir jou preek nie. Ek is die afgelope paar weke so bietjie op 'n broosplek, as ek dit vir jou kan noem. En hierdie is 'n journey wat jy saam met my stap. Ek is 'n redelike jonger pastoor, wat nou al 'n lang tyd binne in bediening is, meer as 12 jaar, en klomp goed gesien, en klomp goed beleef, en vir die eerste keer in my lewe, is ek aan stuur van 'n kerk, 'n beweging, 'n organisasie. En dis vir my 'n baie interessante en, wat is die regte woord, 'n groeiervaring, om aan stuur te wees. In die verlede het ek vir gemeentes gewerk, en so daar was iemand wat visie gegee het, daar's iemand wat rigting gegee het, en so vir my was dit om daardie persoon te ondersteun, en daardie persoon te help, dat die visie en die rigting wat die Heilige Gees die leier instuur, om daai persoon te ondersteun. Maar deesdae is dit nie meer die situasie nie. Jesus is die leier van hierdie gemeente uit my aangestel om hierdie leierskap te kommunikeer, en so ek verduidelik al hierdie vir jou om een ding te sê, ek het gesê ek is so 'n bietjie broos die afgelope tyd. Hoekom? Want vir die eerste keer in my lewe is ek besig om hierdie vraag te vra: hoekom doen ons wat ons doen? En hierdie vraag is besig om soveel areas van my geloofspad, my verhouding met Jesus Christus, en ek glo ook jou verhouding met Jesus Christus, gaan impakteer. Ek beleef die afgelope tyd dat ek sien soveel baie mense wat oor jare goed geleer is, en ons dit lyk so geestelik, en dit lyk so reg, maar ek besef baie van ons geestelike geloofspad saam met die Here is aangeleerde gedrag. Ons het ander mense dopgehou, en ons het gesien hulle doen goed en sê goed, en leef 'n geloofslewe op 'n manier uit, maar die oomblik toe ek begin vra oor 'n sekere praktyk, of 'n sekere manier wat mense bid, of 'n sekere perspektief, of 'n sekere filosofie wat mense het, dan kom ek agter baie min van dit wat ons uitleef as gelowiges is regtig nommer 1 skriftuurlik, en nommer 2, dit maak net nie eintlik sin in die hart van die Here vir ons nie. Leon, wat sê jy? Ek voel die gewig op my skouers om soos 'n goeie herder ons oë oop te kry tot die waarheid van die evangelie en die goeie nuus. En wat beteken dit regtig in ons lewe? En so ek gaan 'n paar goed noem vandag. Ek gaan 'n paar goed challenge vandag, hierdie aangeleerde gedrag wat ons het, en deur dit gaan jy sien dat ons baie keer nog steeds uit performance en godsdienstigheid goed aanpak in ons geloofslewe. Byvoorbeeld, 'n stelling soos, ek weet nie of jy al gehoor het, as mense bid, dan bid hulle: ek pleit die bloed van Jesus oor hierdie situasie. I plead the blood of Christ over this situation. Het jy gehoor daai woorde? Ek pleit die bloed van Jesus Christus. En baie keer wanneer ek deesdae goed hoor, dan is dit asof die Heilige Gees my net soos, hoor gou daar? Hoor gou die hart van dit?
En en ek wil op niemand se tone trap vandag nie, ek wil net 'n gesprek met jou hê, miskien het jy self baie hierdie gebid, ons pleit die bloed van Jesus Christus oor 'n situasie, maar kan jy saam met my insien dat daai stelling, ons pleit die bloed. Nommer 1 het ek nou die Nuwe Testament deurgeblaai en ek sien nêrens dat enige van die apostels hierdie tipe taal gebruik nie. Hulle bid nie so nie, daar word nie vir ons aangemoedig om so te bid nie. Nommer 2, pleit, smeek is vir my slaaftaal. Here, ek smeek die bloed van Jesus. En miskien kom dit uit skrifverse soos met gebed en smeking, maar dan verstaan ons nie altyd die konteks reg van wat daar gesê word nie, en ons bou 'n hele teologie daarop. Ek smeek die bloed van Jesus Christus. Die waarheid is, mense, is dat die praktyk daarvan maak nie skriftuurlik sin nie. Ons is klaar in die bloedlyn van Jesus Christus. Ons het saam met hom gesterf, ons het saam met hom lewendig geword, ons staan nou in seunskap, nie meer as sondaars kan ons verklaar word nie. Ons dra die volle autoriteit van Jesus Christus in elke liewe situasie, en daarom het ons nie nodig om hierdie slaaftaal meer te gebruik, ek smeek die bloed van Jesus Christus nie. Ons gebedslewe is nou, Here, ek is 'n seun van God, ek verklaar die koninkryk van God rondom my, ek verklaar dat dinge in belyning sal tree soos wat dit in die koninkryk is. Here, ek kom verklaar dat u heiligheid binne my is, en daarom enige plek waar ek funksioneer, moet die heiligheid van die koninkryk manifesteer. Jy sien wat ek probeer bedoel, is dat ons so maklik weer terug na hierdie slaafmentaliteit toe gaan, want ons het goed gehoor mense bid, goed gesien mense doen, en dis aangeleerde gedrag. Dit is ongelukkig nie skriftuurlik nie, en ek wil jou vandag op 'n punt kry waar ek jou die vraag wil vra, is alles wat jy doen, nie dalk, of party van die goed wat jy doen, nie dalk aangeleerde gedrag nie? Ek wil jou uitnooi. Die goedjies wat partykeer so geestelik voel, ek wil jou vra die Heilige Gees, Here, is hier nie dalk aangeleerde gedrag? Mense het vir my gesê, ek moet hierdie goed doen, maar dit maak nie regtig sin binne in my verhouding nou met jou nie, en kom leer my die regte manier. En so, een van die groot goed wat ek sien baie gelowiges mee sukkel, en wel aangeleerde gedrag, is die woordjie vas. My hele lewe lank, daar is al goed geleer vir my oor vas, en ek het al gevas, en ek besef dat daar groot miskonsepsies is rondom hierdie woord. En ek wil vandag ons begelei, en ek wil nie in 'n konfrontasie inkom, ek wil net vir jou kom wys wat ek nou raak sien, nou dat ons opgestaan het saam met Christus, nou dat ons seuns is van Jesus Christus, seuns en dogters, ons is in die bloedlyn van Jesus Christus, dat ons kan niks verder doen om die Here tevrede te stel nie. Jesus het vir ons die Vader tevrede gestel. Ons is nou aangeneem as kinders. En ek dink die groot probleem lê nog steeds by wat ek laasweek oor gepreek het, is dat ons die verbonde meng. Ons sien praktyke uit die Ou Testament en ons bring dit oor na die Nuwe Testament. En ek wil so duidelik maak vandag, is dat wanneer jy die Bybel lees, dan wil ek eintlik hê jy moet met 'n groot rooi pen gaan 'n sirkel trek by Handelinge 2 waar die Gees uitgestort is en waar Jesus nou in ons kom woon deur sy Gees. Want daar is 'n massiewe verskil tussen alles wat in die Ou Testament tot en by Handelinge gebeur en waar ek en jy op die prentjie kom na Handelinge 2, waar ons nou as kerk, Ekklesia van Christus, die liggaam van Christus,
verklaar word. Ons is nie meer sondaars nie. Ons wat tot geloof gekom het, is nou seuns van God en hoe ons optree as gevolg van ons seunskap lyk nie dieselfde as in die Ou Testament nie. Ek wens ek kan hierdie oor die berge skree. Ek wens ek kon hierdie vir Suid-Afrika skree. Want ek sien soveel mense in godsdiens en wetlikheid vasgevang en dit vernietig hulle lewens omdat ons die Here wil happy hou deur geestelik te lyk en geestelik te voel en dit maak mense net moeg en uitgebrand. Die prentjie lyk anders vandat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Kan jy dit net vir 'n oomblik in jou hart vir my vasmaak? En ek gaan dit vandag vir jou verduidelik. Kom ons praat oor vas. Vas is een van die grootste soetkoek idees wat mense net so maklik opvreet. En dis hoekom die titel van hierdie boodskap is soetkoek of skrif. Maar ons baie goed wat ons as soetkoek opvreet, want mense bedien dit vir ons en dit klink reg en dit lyk reg en dit voel reg, maar dit is nie noodwendig skriftuurlik nie. Jy sien, ek sien baie mense leef met hierdie gedagte dat vas gaan my meer geestelik maak. Vas gaan, as ek deur 'n probleem gaan in my lewe en daar's moeilike goed en dinge werk nie uit nie, dan moet ek vas, want dan vas ek vir deurbraak en dan is daar ek vas want ek wil sien dat God beweeg en so daarom gaan ek in die periodes in en ek vas want ek moet die Here se arm draai sodat sekere situasies kan verander en dat hy kan begin beweeg in my lewe. Ek vas, het ek al ouens hoor sê, jy weet jy moet vas want dan sal jy geestelik meer krag hê. Jy weet so asof ons moet meer krag laat opbou en hoe meer ons die vlees onderdruk, hoe meer geestelik word ons. En ek gaan nou vir jou dit mooi verduidelik dat dit is ook nie skriftuurlik nie. En dan die laaste een, vas, wanneer ek vas, dan bring dit my nader aan die Here. Ek weet ek gaan vandag in jou slaai krap. Ek doen dit doelbewus, want ek wil jou oë oop kry oor die hartsposisie van vas. So kan ek 'n groot stelling maak? Ek gaan jou dalk skok. Christene hoef nie te vas nie. Nou, voordat jy die TV afsit of jy nou iets anders kyk, hoor my net uit. Just hear me out. Ek wil vandag kom fokus op 'n paar kernskrifverse en jy kan vir my ook gaan studie doen oor hierdie. Markus 2 vers 18 tot 20, Hebreërs 10 vers 19 tot 22, Kolossense 2 vers 9 tot 10 en dan 1 Korintiërs 3 vers 16. Kom ons begin by die eerste een, wat ek jou vandag wil verduidelik. En ek wil net hierdie stelling maak, as skrif praat, dan moet soetkoek stil bly. Hoor wat sê Markus 2 vers 29, hy sê, hier's waar Jesus praat, en dan sê hy, kan die bruilofsgaste vas terwyl die bruidegom by hulle is? Kan die bruilofsgaste vas terwyl die bruidegom by hulle is? Solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Wat sê Jesus? Terwyl ek by julle is, jy nie nodig om te vas nie. Jy sien, vas is 'n Ou Testamentiese ou verbondstipe praktyk. Mense het gevas om die teenwoordigheid van die Here te soek. Mense het gevas om God se guns te kry. Mense het gevas om God se stem duideliker te hoor. Maar toe Jesus op aarde was, by sy disippels, by sy mense, het hulle nie nodig gehad om te vas sodat hulle meer van die teenwoordigheid van Jesus kry nie. Jesus was dan by hulle. Hulle het nie gevas om meer van sy guns te kry nie, want hy was by hulle, hy het vir hulle gesorg, hy het vir hulle gekyk. Hulle het nie gevas om sy stem duideliker te hoor nie, want hy was by hulle, hulle kon hom fisies hoor. Jy sien, Jesus was teenwoordig, hy was naby, en hy was sigbaar. En Jesus sê vir hulle, terwyl ek by julle is, het julle nie nodig om te vas nie.
En dan gaan hy skrif verder, en mense sê nou, ja, maar Leon, jy lees nou nie ver genoeg, en dan sê dit, wat sê ons nou daar? Wanneer hy weg is, gaan julle nodig hê om te vas. Ok, maar, kom ons verstaan net gou hierdie baie mooi, dat Jesus is, hoe lang was hy weg? Jesus is terug, die bruidegom is terug, hemel toe, vir 3 dae was hy, hy was gesterf, hy was vir 3 dae, was hy weggeneem, toe kom hy terug, toe staan hy op by die dood. En hy funksioneer 'n rukkie saam met hulle, en hy gaan terug hemel toe, en wat doen hy? Hy stuur sy eie gees terug. Hy sê, ek stuur vir julle een wat julle nou gaan begelei in waarheid. Dis beter dat hy kom, die Parakletos, my eie gees. Hy gaan niks doen wat ek nie vir hom sê hy moet doen nie. En wat Jesus daar doen is, hy is geografies, fisies nie meer by die disippels en die apostels nie, maar in Handelinge 2, wanneer die Gees uitgestort word, kom woon hy in ons. So waar is Jesus? Jy wat tot geloof gekom het, waar is Jesus nou? Hy's in jou. Jesus sê, ek is in julle en ek is in my Vader en ons is in julle. Daar's geen meer afstand tussen jou en Jesus deur die Heilige Gees. Hy's in ons, hy's by ons, God Immanuel by ons. Jy sien, nou is daar vir ons geleer, ons moet vas sodat ons nader aan die Here kan kom. Ons moet vas sodat ons sy arm kan draai, dat daar kan deurbraak wees. Mense, die hart agter hoe vas vir mense verduidelik is, bly die woordjie performance. Ek wil vir jou sê dat Jesus het nie gekom sodat ons vir hom kan perform nie, en goedjies vir hom doen nie. Jesus was vir 3 dae weg, en hy het weer binne ons kom woning maak. En toe is die Gees uitgestort, en nou leef hy binne in ons. Die volheid van wie hy is nou binne in ons. Hoor wat sê Kolossense 2? Hy sê, julle het die volheid van Christus ontvang. Julle het die volheid. So wanneer ek vas, dan is ek nie besig om nou te probeer, vol raak, ons moet nou vol raak van die Heilige Gees. Jy kan nie meer vol raak as wat jy reeds is op hierdie oomblik nie. Jy kan nie, jy is vol. Alles wat van Christus, alles wie Christus is nou in jou. Ja, dis goeie nuus. Hierdie gedagte dat ons moet vas, sodat ons die Here se stem duideliker kan hoor. Mense, stop. Die Hebreërs 10 sê, that we can come boldly to the throne room of God. Ons het niks nodig om te doen, offer kies en vas en bid. Ek en jy kan enige oomblik van enige dag in die volle teenwoordigheid van die Here wees, want ons is klaar. Sy teenwoordigheid is nou in ons. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Hy leef binne in ons. 1 Korintiërs 3 vers 16, die Gees van God woon in julle. So hoe kan jy nader aan die Here word as hy reeds in jou is? Vas maak jou nie meer heilig nie. Vas maak jou nie meer geestelik nie. Vas maak jou nie meer aanvaarbaar nie. Vas maak jou nie meer gehoor nie. Vas maak jou nie meer geseënd nie. Vas maak jou nie meer kragtig nie. Nou hoor ek hulle, ja, maar Jesus, almal wat altyd gaan nie, maar Jesus sê dan daai tyd, toe hy nou op aarde was en die disippels moet 'n demoon uit 'n seentjie uitdryf, die demoon wil nie iewers heen gaan nie, en ek vra dan nou die tyd, Here, hoekom het hierdie demoon nie uitgekom toe ons met hom gepraat het nie? Here, wat gaan aan? En dan sê Jesus vir hulle daarso, hierdie demoon kom net uit deur gebed. Nou sê, nee, dis nie waar daar staan nie, daar staan deur vas in gebed. Nee. Die oorspronklike manuskripte staan vas nie daar nie. Hulle het later, ongelukkig, het hulle die woordjie vas bygesit. Nommer 1.
So Jesus het nooit gesê, hierdie demoon kom net deur vas uit nie. Daar's teologie daar opgebou. Mense het gevas vir maande om net demone uit te kry. Dis so hartseer, want mense bou 'n hele teologie op 'n woordjie wat nie eers daar staan nie, nommer 1. Nommer 2, mense, hoekom het Jesus daai demoon kon uitdryf? Want hy het die volle gees van God binne in opgehaal, wat die disippels nog nie op daai stadium gehad het nie, want Jesus het nog nie uit die dood uit opgestaan nie. Dis hoekom ek vir jou sê, hoor my asseblief vandag, ek en jy is nie in die tyd van die disippels nie. Jesus het opgestaan uit die dood, die volheid van sy gees het in ons kom leef. Ons dra dieselfde autoriteit as Jesus Christus nou in ons. Elke demoon moet vir ons luister in die naam van Jesus Christus. Elke demoon wat probeer enige nonsens maak, moet onmiddellik sy knie gebuig voor die naam van Jesus Christus, want ek is nou 'n erfgenaam. Ek dra die naam van Jesus Christus in vandag se tyd, want Jesus het klaar opgestaan uit die dood. So as jy dink daar's demoontjies in jou huis, en ons moet nou weer die huis salf, en ons moet nou weer, mense, ek wil jou uitnooi, jy stap een keer in jou huis en jy verklaar eens en vir altyd, dat geen demoon plek binne in hierdie huis het nie, verwyder jouself in die naam van Jesus Christus nie, nooit weer, van Jesus Christus, nooit weer mag jy invloed hier binne het nie, punt, klaar, oor en verby. 'n Demoon in die geestelike realm moet luister wat daar gebeur. Hy het geen reg om dan ooit weer mirakels in jou huis te maak nie. Besef jy die autoriteit wat in jou is en wat jy dra? Ek hoop ek kom breek iets los binne in jou. Nou, hoor mooi. Nou kan jy hoor ek sê, ons moenie vas nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê ons moet nie uit 'n plek van performance vas nie. Is vas goed vir jou? Vas is briljant vir jou. Vas is so goed vir jou. Ek het baie keer nodig om hierdie ou foon van my een kant toe te gooi, want hy neem my lewe oor. Om dit te doen is om iets te vas. Al wat vas beteken is dat ek iets wat besig is om my lewe, om my aandag af te trek, om my tyd te vat, om my energie te steel, haal ek uit my lewe uit. Party van ons is dit kos, ons ooreet onsself. Party van ons is dit Netflix en movies en wat ook al dit mag wees. Party van ons is dit wat ook al dit mag wees. Julle hoor wat ek probeer sê. Al wat vas is ek haal die distractions uit my lewe uit, dis vir my, dis nie vir die Here nie. Ons leef met hierdie prentjie, ek sê vandag vir iemand, ons is in 'n verhouding, baie keer eerder met 'n skoolhoof as 'n vader. Nou oor skoolhoofde, verstaan net wat ek sê, my prentjie van 'n skoolhoof, kwaai, kom in lyn, doen dit, doen daai reg. Dis my prentjie van 'n skoolhoof, miskien as jy glad nie so 'n skoolhoof nie, hoor net wat ek sê. Ons is nou in verhouding met 'n vader. Dit breek my hart om te dink, dat my kinders gaan moet vas en ophou eet en dinge doen, sodat hulle my aandag kan kry en dan beweeg ek in hulle lewe. Dit is absolute nonsens. Ons Vader werk nie so nie. Maar kan ek vas wanneer ek besef, ek het sekere gewoontes en goed in my lewe wat my aandag aftrek en my energie steel? Vas. Vas is vir jou, dis nie vir die Here nie. Ek hoop ek kom spreek jou hart van performance vandag aan en dit kom challenge klomp goed wat ek en jy so maklik doen, want ons het dit aangeleer op die ou einde van die dag. Ek wil jou bedien. Ek besef daar's baie mense wat toe daar goed gebeur het, ouers het siek geword, ek het 'n besigheid of jy weet dat goed gebeur by 'n besigheid en finansiëel het begin sleg gaan, ek het my werk verloor, ek het 'n uitspraak oor my gesondheid gekry. En dan word daar gesê, maar nou moet jy vas en nou moet jy bid. Ek is jammer dat dit aan jou gekommunikeer is. Want is alles uit performance uit. En eintlik wil ek jy moet besef, die Here het jou nog nooit verlaat nie. Ek
ek wil hierdie sê, is dat baie van ons het so seer in ons lewe, soveel angs en pyn en seer, dat ons enige iets sal doen om van dit ontslae te raak, en daarom klink hierdie vas ding soos die regte ding. En eintlik nooi die Heilige Gees jou net na intimiteit toe uit en sê, ek het jou. Ek is so trots op jou. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit soos 'n weeskind agterlaat nie. Terwyl jy daar in pyn en seer is ek besig om dinge reg te skuif. Is ek besig om te veg waar jy nie kan nie. Is ek besig om jou in rus in te nooi, want ek het jou meer as wat jy dink. Jy sien, ons is nou in verhouding met 'n Vader, nie met 'n slawedreier wat vir skool hoef nie. En so kan ek jou eerder begelei as jy in daai posisie is. Wil ek jou uitnooi om te kom breek voor die Here. Woorde soos, Here, ek's kwaad, my besigheid werk nie. Here, ek's kwaad, ek voel nie ek kom deur die maand nie, ek voel nie u sorg vir my nie. Here, ek's kwaad, Here, ek is bang, u gaan nie vir my sorg nie. Here, ek is bang dat my huwelik nie gaan uitwerk nie. Here, ek is bang my kinders gaan uitdraai en goed aanvang wat ek hulle nooit geleer het nie, en hulle gaan 'n prentjie oor my uitspreek. Here, ek's bang, ek is kwaad, ek is teleurgesteld, ek voel verwerp, Here, ek voel. Jesus is nie bang om 'n slaansak te wees nie. Jesus sê, kom, met jou seer, met jou pyn, met jou gedagtes, met die leuns wat jy glo. Jy het nie nodig om al hierdie goedjies te doen om my guns te wen nie. Ek is hier, ek is in jou, ek is by jou, ek sal jou ophelp, ek sal jou laat begin loop, ek sal jou genees, ek is jou Vader, ek sal jou nooit verlaat nie. My hart breek vir jou waar jy is. Maar jy sien, baie keer het ons net nodig om iemand wat my raak sien, iemand wat sien waardeur ek gaan en sê, ek sien jou. Ek is by jou. Kan ek jou vandag sê, ek wens ek kan jou aan die bors gryp en sê, ek sien jou. Jesus sien jou. Hy is by jou. Hy is met jou. Kom in sy rus. So Here, ek kom, ek is so broos hier waar ek sit, Here, want ek sien hoe mense in performance u guns probeer wen, en ek wil net skree, u is by hulle, u is met hulle, u is daar, u sal hulle nooit verlaat nie. Here, ek vra u Heilige Gees, kom, skuif ons koppe van die godsdienstige goed wat ons nog steeds glo, en laat ons in u genade en u rus inbeweeg. Here, ons gaan teenstand kry. Here, ons gaan comments kry. Here, ons gaan mense wees wat goed wil uitspreek, en dis alright, Here, ons veg nie teen hulle nie. Here, ek is geroep om mense in hierdie rus en hierdie genade in te bring. Want vanuit daai genade sal u kom nuut maak. U sal kom herprogrammeer. U sal kom verander. Dis u werk, dis nie ons werk nie. Dankie, Here, daarvoor. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê, amen. So, ek gaan nog baie van hierdie praktyke aanspreek in die volgende tyd. Jy moet met my geduldig wees, die Heilige Gees openbaar hierdie goed nou eers aan my. Nie nou eers nie, oor jare, maar die punt is, ek gaan die paaltjie heeltyd skuif. Dit gaan dalk ongemaklik wees, maar dit bring ons in die rus en die genade van ons seenskap en sy liefde vir ons in. Het ek al vir jou gesê, ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Ek kan nie wag om volgende week saam met jou te kuier by ons eerste verjaarsdag. Kan jy glo? 'n jaar van genade, 'n jaar van die Here se guns, en om mense se lewens so geïmpakteer word, om mense gered, gesond en gestuur te kry. Nooi mense, nooi pelle. Ons gaan 'n ongelooflike tyd hê. Sien jou daar. Goed gaan. Sien jou volgende week.